Goeiemôre. Vanoggend lees ons 'n interessante gedeelte uit Josua 5 en die preektema is wat breek jou spoed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Ja, ons is in die middel van die winter. En dankie dat U ons deur hierdie winter dra. Dit is koud, mense is siek. Maar U is die genadige God wat ook voorsien in die winter. Die God wat nooit sluimer en slaap nie, die God wat altyd daar is. Jou elke dag bewaar, nou en vir altyd. En daarom is U baie dankbaar dat ons volgende met U kan praat, dankbaar dat dit goed gaan met ons en ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat swaar kry, hulle wat nie hospitale is, hulle wat slegte nuus gekry het oor hulle gesondheid. Dat U elkeen in besonder sal inraak en teerdra. Dankie dat ons U kan ken. Dankie vir die woord waaruit ons nou kan lees. Amen. Ek lees die hele Josua 5. Die eerste opskrif is besnydenis by Gilgal. Toe al die konings van die Amorite aan die weste kant van die Jordaan en al die konings van die Kanaaniete langs die see hoor, dat die Here die water van die Jordaan voor die Israeliete laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle harte ineengekrimp, sodat hulle nie meer moed gehad het vir die Israeliete nie. In die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die Israeliete 'n tweede keer. Josua het van klipmesse gemaak en al die Israeliete besny by Gibeat ha-Araloot. En dit is die rede waarom Josua die besnydenis moes doen. Die hele volk wat uit Egipte getrek het, die mans, al die krygsmanne is op pad in die woestyn dood, gedurende die uittog uit Egipte. Die hele volk wat weggetrek het, was immers besny, maar al die volksgenote wat in die woestyn gebore is, terwyl hulle op pad was gedurende die uittog uit Egipte, is nie besny nie. Want 40 jaar lang het hierdie Israeliete in die woestyn rondbeweeg, totdat die hele nasie krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het tot niet was. Hulle wat nie na die stem van die Here geluister het nie, vir wie die Here gesweer het, dat hy nie land sal laat sien, wat die Here aan hulle voorvaders met die eed beloof het om aan ons te gee nie. 'n land wat oorloop van melk en honing. Maar hulle kinders het hy in hulle plek gestel, dit is hulle wat Josua besny het, want hulle was onbesnede omdat hulle nie op die pad besny is nie. Toe die hele volk klaar besny is, het hulle net waar hulle was in die kamp gebly totdat hulle gesond was. Die Here het vir Josua gesê, vandag het ek die bespotting van Egipte van julle afgewerp. Daarom is die naam van hierdie plek Gilgal. Dit is vandag nog so. Terwyl die Israeliete by Gilgal gekamp het, het hulle op die 14de dag van die maand teen die aand die Pasga gevier in die vlaktes van Jerigo. Die dag na die Pasga, presies op daardie dag, het hulle van die vrug van die land geëet, ongesuurde brood en gebraaide koring. Die manne het opgehou die dag, na hulle van die vrug van die land geëet het. Daar was nie meer manne vir die Israeliete nie. Hulle het in daardie jaar van die opbrengs van die land Kanaan geëet. Toe Josua naby Jerigo was, het hy opgekyk. Reg voor hom staan 'n skielike man met 'n ontblote swaard in sy hand. Josua gaan toe na hom en vra hom, is jy vir ons of vir ons vyande? Hy het geantwoord, nee, maar ek is die bevelvoerder van die Heer van die Here. Daarom het ek gekom. Josua het neergeval met sy gesig teen die grond, die neergebuig en vir hom gesê, wat wil my Heer vir sy dienaar sê? Die bevelvoerder van die leer van die Here het Josua geantwoord, trek jou sandale van jou voete af, want die plek waar jy op jy staan, is heilig. Josua het toe so gemaak. Lees net tot daar. Struikelblokke. Klippe wat
oor jou pad gerol word. 'n Klipjie in jou skoen. Wat breek jou moed? En ek weet, dis eintlik 'n frustrasie wat ons almal ervaar. Wanneer iets beplan, dan val daar aan mekaar goed voor. Wat maak dat jy eers moet wag? Ja, die kar is klaar gepak. Jy wil vakansie toe gaan, maar nou moet jy eers weer by die winkel stop. Of jy is op pad en dan hoor jy die woorde, voordat jy gaan, help my net gou eers met 'n paar goedjies. Ja, ons weet almal, as ons spoed gebreek word, papwiel, kar wat breek, en ons hou nie daarvan, dat ons spoed gebreek word nie. En dit is hoekom ek Josua 5 vanoggend so goed verstaan. Ek het baie simpatie met die Jode hier, want hulle was nou 40 jaar in die woestyn. Hier lê die land voor hulle oop, reg om ingeneem te word. Hulle is reg om hierdie enorme uitdaging aan te pak. Maar heeltyd gebeur daar goed wat hulle net nie by hierdie land kan laat inkom nie. 3 goed wat niks met mekaar te doen het nie. Wat telkens hulle spoed breek. Die eerste plek was die massa besnydenis by Gilgal. Voordat hulle in die land ingaan, sê God, wag 'n bietjie. Julle moet eers die verbondsvoorskrifte nakom. Elke manlike volgeling moes eers besny word. Nou heel verstaanbaar, dit het in die woestyn agterweeg gebly. Maar die probleem is, hierdie manne is nou nie meer agteruit nie. Dis nie 'n taakie wat hulle sommer gou kan afhandel en aangaan met die taak voorhande nie. Nee, die Here skryf voor hoe dit gedoen moet word, en dan moet hulle herstel. Roewe wat genees word. Erg gefrustreerd sit hulle in wag. Maar dit was nodig. Want so leer die Here hulle 'n belangrike les. Ja, hier intog was verskriklik belangrik. Maar hulle moet leer dat die intog is nie belangrikste nie. Wat jy ook al beplan, kan nooit die belangrikste, die eerste prioriteit wees nie. Daar is iets belangriker. Die heel belangrikste is die wil van die Here. Daardie lied, daardie vers wat sê, soek allereerst die koninkryk van God. Dit is die eerste prioriteit. Soek die koninkryk van God. Doen wat God vra. Miskien pas dit jou nie op daardie stadium nie. Maar God se wil is hoofsaak. Dit bly die heel belangrikste van alles. En die Here weet, hulle gaan nie hond daar afmaak in die nuwe land, as hulle self nie eers kies om hulle self opnuut in gehoorsaamheid in die Here te verbind nie. En die besnydenis sluit nou hulle woestyn era finaal af. 'n Nuwe begin saam met God. Hulle los die ou sondige natuur en die ou sondige bestaan en ongeloof en wantroue, los dit nou in die woestyn agter. Gooi dit weg. Ja, dis 'n erg bloedige storie, maar dit vra opoffering om die ou mens agter te laat. Ja, opoffering wat ons ook moet deurmaak. Maar gelukkig hoef ons bloed nie te vloei nie. Ons bloed is namens ons uitgestort aan die kruis, deur die offerlam van God.
maar om die era van slawerny agter te laat. Om vry te kom sodat jy kan lewe in hierdie nuwe land kos 'n prys. En dit vra 'n voorwaardelike gehoorsaamheid. Ja? Selfs wanneer dit opoffering neerbring en pynlik is. Dis hoekom God baie keer bietjie jou spoed kom breek. Voor jy enigiets anders doen, begin by God. Kom ons verbind ons onvoorwaardelik vanoggend deur gehoorsaam aan God te wees. Deur vir God te vra, God, wat wil U hê moet ek doen? Wees my God en ek sal U volg. Dit wat die Jode hier doen, moet jy vandag ook doen. Maak seker jou saak met God is reg. Dan kan jy die toekoms met vertroue ingaan. Wetende dat God sal sorg. En toe hulle dink, maar nou is ons reg, ons is nou besny, ons is nou gesond. Toe word daar 'n volgende klip in die pad gerol. Kom vier net eers die Pasga, sê die Here. Nou ons almal ken die Pasga. Dis die fees waarmee die Jode daardie nag uit Egipte getrek het. Die fees wat hulle moet herdenk, waar hulle bloed aan die deurkosyne gesmeer het, om hulle te beskerm van die dood van die eersgeborenes. En daardie nag het Farao hulle finale trek. Jy sien, dis 'n fees van verlossing, wat vier dat hulle nou Godsin is. Maar hier kry ons ook 'n afsluiting van die era, en 'n era van 'n nuwe begin. Want daardie dag het die volk vir oulaas manna opgetel. Die woestynkos waarmee die Here hulle jare in die woestyn onderhou het. Nou kan julle van die opbrengs van die land eet. Die manna is verby. Die woestynpad, die era van opstand en sonde, en ontbedings is verby. Ja, eet brood van die nuwe land. En toe hulle nou die nuwe land se vrug gesmaak het, is hulle reg. En dan sien hulle, daar staan 'n man met 'n swaard voor hulle. Ja, nog is dit einde niet. Hulle kan nie hulle goed vat en die nuwe land invaar nie. Iemand staan vierkantig in hulle pad. En dan kom die laaste konfrontasie met die man met die swaard. En dan vind Josua uit, maar hierdie man met die swaard wat voor my staan, is die aanvoerder van God se leer, wat vir Josua kon verseker, dat die stryd wat voor lê nie hulle stryd is nie, maar God se stryd. God gaan self vir sy mense die land gee wat hy hulle beloof het. Dit nie toe Josua moet geskep, hè? Toe hy verstaan dat hulle nie alleen hierdie stryd moet aanpak nie, maar in hierdie proses is hy eintlik net 'n dienaar, net 'n instrument in God se hand. En dan leer hy 'n belangrike les. Hierdie man sê vir hom, trek uit jou skoene, want jy staan op heilige grond. Beteken dit dat daar by Gilgal waar hy gestaan het, was dit nou 'n heilige plek? Ek kry nie 'n indruk nie, want nergens word vir ons presies gesê waar dit was nie. En ons sien ook mooi dat die volk later heiligdom daar gaan bou het nie. Dit was nie die grond wat heilig was nie. Dit was die teenwoordigheid van die Here. Josua sê hom, jy staan voor God. Jy lewe voor God. God is elke oomblik by jou. Die lig wat jy inasem is heilige lig. Die lig waarin jy lewe is heilige lig.
Jou hele bestaan is geheilig deur die verbond waarvan jy nou die teken dra. Die Pasga wat jy teenwoordigheid van God jou verlosser gevier het. Trek uit jou skoene. Want jy lewe elke oomblik van jou lewe op heilige grond. Soos ek en jy. Ja, ons lewe elke dag op heilige grond. Ons lewe elke dag in die teenwoordigheid van God deur sy Gees wat in ons woon. Daarom moet jy dalk simbolies ook jou skoene uittrek vanoggend om jou aan hom te wy. En maak jou gereed vir die taak. Die rede hoekom Josua 5 vir my so interessant is ons dien nog dieselfde God. En daardie selfde God kom op verskillende maniere na my en jou toe. Partykeer maniere wat jou spoed breek. En jou erg frustreer. Omdat jy eerder wil aangaan en die bil by die horings wil pak. Maar Josua 5 leer ons vanoggend. God stuur nie vir nie dinge oor jou pad om jou spoed te breek nie. En baie keer is dit fout om net vervaard in 'n ding in te storm. Nee. Stel jou fyn in op God se stem. Die verskillende maniere waarop hy met jou elke dag praat. Sodat jy kan bemoedig en versterk. En jou in staat stel om die lewe te leef waartoe jy jou geroep het. Maar jy moet verstaan dit ver gehoorsaamheid. Pynlik en ongemaklike gehoorsaamheid. En dan moet jy verstaan, die ou mens is dood. Jy moet soos 'n nuutgemaakte persoon lewe. Want jy lewe elke dag op heilige grond. Amen.